Miami Shaw en Goue Leeu. Natuurlijk, om alles op die kroon te sit, is hy orkesterrol. Rudolf, welkom hier by Chomp op die laerskoolry, eienaar van Klein Kopie. Hoe loop die dinge hier in die baie? Nee, dankie, lekker om hier te wees. Ja, Pie hanteer ons baie goed, geen klagtes hier nie. So nou en dan waar die wind ons weg, maar ja, nou kan bly, lekker om hier te wees. Ja, Rudolf, obviously, jy kom oorspronklik van die Hoërskool af. Vertel ons net jou agtergrond, waar was jy op skool en obviously aan die groot trek vertoon? Ja, nee, ek was op skool in Queenstown, in Antwerp Laerskool, en Hoërskool, my ma daar skool gegee. En ja, ek het groot geword, gebore daar, plaas gebly en rugby gespeel daar totdat ek Bulle toe moes gaan. Ja, ek het Waterkloof toe gegaan om by die Bulle aan te sluit en ja, ek speel ek 15 jaar daar, so om alles short en sweet te maak. So ja, dit het vinnig gegaan. Maar ek is born and bred Eastern Cape, so ja. En as jy terug in die klein self? Ja, baie trots om van die Ooskap af gewees. Die Ooskap produce baie rugby spelers in die verlede en nou en ek is vooraf om te sê ek van hier af en ons nog baie goeie rugby spelers wat nog van die Ooskap afkom, so ja. En hoe jy terugkom, wat was die groot rede agter na jou toere hier reg deur Suid-Afrika? Ja, as jy rugby speel dan dink jy baie van hoe ouer jy raak, dink jy baie aan daai fase rugby. Het jy jou planne reg gemaak en toe ek nog plan om by die Miami Shaw gesê met my vrou, weet jy so, wat nou, wat gaan ons doen en ek wil toe bietjie, ek nog altyd 'n koffiewinkel oopmaak en ek is baie passievol oor koffie en mense en ek sien toe daar's nog nie tyd in PE nie en lang storie kort e-mail hulle reply en ja, dis ek 2 jaar in die making wat ons hierdie winkel beplan het en ja, en ons het dit opgemaak en ja, die res is history. Ja, ek weer terug in die Ooskap. En Rudolf, obviously, jy het nou 'n bietjie al gepraat oor rugby en die kultuur van rugby in Suid-Afrika. Obviously, daar is een Afrika wat regtig uitgestaan in jou loopbaan. Wie is daai mense en waarom, wat is daai groot doel? Ja, dit is 'n nice vraag en daar's regtig baie coaches. Daar's geen maar coaches wat ek dink 'n impak gehad het op my lewe en algehele rugby spelers lewe, maar as ek genuine iemand moet noem, sal dit John Mitchell wees. John Mitchell is ongelooflik. Ek het so baie van hom geleer. Hy was, ek dink 'n seisoen en 'n half, kan nie eens mooi onthou nie, seisoen en 'n half vir die Bulle, maar dit het ek van baie af geleer dat coaches regtig ongelooflik rugby gewys het, tegniese brein, rugby brein. Ja, nee, John Mitchell is definitief die werking is geleer. En jy was also al by die 2013 junior wêreldbeker met die Bokke op die snelle tyd. Paar groot name wat al saam jou daar was. Yes. Hoe was dit om 'n veld so aan te spandeer? Ja, dit was nice. Ek kom van 'n klein skool afhanklik af en dan skielik as jy net die punt in Waterkloof en dan 2 jaar later speel jy junior hockey in Frankryk en dis ja, en jy bietjie saam met ons Chairman Golby en ander kollegas in Kriel. Dit was insane om deel te wees van jy groei vinnig, jy develop vinnig gaan. Ja, hier daai druk is regtig geweldig om te wees in daai strukture en omgewing. So ja, nee. Staan in uit, 'n ander tipe mens, 'n ander tipe karakter en dit vorm vir wie is iets. Ja, nee, 100%. Ja, ek moet sê dat jy bring nog weer memories terug. Dit is lekker tyd om te wees, baie bevoorreg. So ja. Nou kan ek jou waarop mense daar agter my vra wat het toe gebeur. Dis daar ons wat skerm in die hoofs. Dis mos die lekker ding wat almal hoor. Ja, nee, rugby. Ja. Nee, ek het 'n regtig goeie loopbaan gehad. Hoerig professioneel, ek kon 'n paar keuses anders gemaak het en 'n paar dinge anders gedoen het, maar dis my dis in my lewe gaan of hoe my loopbaanplan is, maar ja, ek dink ook ja, ons kan nie tegnies raak, maar ek het besering gekry, ek het beserings by verkeerde tye gekry en ek het gehou gekry en stupid goed gedoen en verkeerde keuses gemaak, verkeerde mense geluister, ongoed. Dis nie net een spesifieke ding wat gebeur het nie, maar seker goed op die verkeerde tye het gebeur en ja, en ek het gesukkel met gebeur het, ek het gesukkel met beserings, training en net was net 100% terwyl ek terugkom nie en dan oefen ek te hard of druk te hard en dan gaan iets en ja, jy kan vinnig downhill gaan as jy sulke goed doen. So that's bringing back to reality. Yes, dit is so professioneel, jy moet so reflex wanneer jy geleentheid kom en gecondition wees en hard oefen en slim wees. Ek moet eerlik wees, jy moet slim wees wanneer dit daar kom, hoe om jou lyf te manage, wanneer om nee te sê, wanneer om hard te druk en ek het net nee was nie in my vocabulary nie, ek het net gegooi altyd en ek kan my lyf is maar Bietjie moeg hier staan. So ja, dit is ongelukkig, maar ek moet sê, ons praat baie terug oor hoe dit was en so lekker was en waar was en waar gespeel het en ja, so
kan dit sê. So ek is nog steeds baie bevoorreg om te sê waar ek al gespeel het, saam wie ek gespeel het. Dit sou baie nice gewees het om steeds te speel en bietjie hoër te speel en daar te bly. Maar ek praat nou met baie rugbyspelers en ek sien baie rugbyspelers en ek is baie bevoorreg waar ek nou is. Ek is passief oor koffie, ek doen iets voor ek ry. Ja, liefde wat jy wil hê. Nee, dit is genuine en dit is my lekker om mense te werk en deel te raak van die gemeenskap. So ja, ek kyk nou min terug, ek kyk nie vorentoe en spaar voor. Lekker. As ons nou wyse woord daar buite vir ons mense. Jy wil vinnig op die rugby storie het obviously elke rugby ou wat rugby gejol op baie vlak het 'n goeie storie wat baie mense hier al van weet. Dis nie van daai stories wat jy wat jy maak vir die mense al buite. Ja, ek het ja, ek dink ons het regtig baie lekker stories vir na-games en nie gewen het, maar ek dink een ding wat nogal uitstaan is so as jy rugby speel, koffie gaan saam met rugby spelers. As jy rugby speel en jy's af, ons gaan dan altyd 'n koffie, maar een ding wat ek baie gevind het, ek was 'n gamer, so ek het Technics PlayStation gespeel. En ek toe in die aande, klomp van my vriende was soos in Italië en in Frankryk. En dan as jy in die aande by die huis kom, log jy op en jy chat met jy speel Fortnite met jou ouens, maar jy chat met hulle. Ja. Dis meer oor die chat en die afpas en wat jy gaan doen. En so het ons begin Fortnite speel en ek noem een aand toe, maar kom maak is nie soos 'n hele trip nie. En toe, long story kort, toe word die hele trip gereël en ek en een van my goeie vriende gaan toe vlieg toe Italië, Frankryk en Israel toe bietjie. Letterlik oor 'n Fortnite game gereël. Ja, dit was baie lekker, ek moet sê. So, dis nou die storie wat ek maak. Maar nie maar die kamer kan hoor. Ja. Hoe loop dit dan so jou grootste tyd wat jy ontvang? Alhoewel jy het 'n klomp uitgegee op 6 franke, bietjie in die big saal geraks. Ja. Maar Maar dis ek wat ek al ontvang. Ek was nie regtig hard getek nie, maar ek was al hard geclean. dat is net so. So, ek dink baie hard geclean. RG kan die hard geclean. Hy het gelukkig maar nog nie. Dit was 'n ou, ek dink dit was Arisadia. Dit was een van die Highlanders wat vir my clean, maar 'n bietjie illegal clean. Dit my eers op die face geclean, dit staat my so, ek was op die bal, dit staat my so in die tande. En ek kon nou nog op die replay wat jy sien en ek vat my tand voorkant gechat, maar ja, daar was nogal raar. Alles is proper hier. Jy weet nie een van die boeke wat jy kan onthou dan nie dat die legit is. Yes, fair enough. Spat. Hulle het nou al bietjie gechat oor hoekom Pleito en koffie en haar liefde vir koffie. Jy het obviously Pleito en baie gebring, dis 'n bekende brand. Hoe loop jy dan met Pleito die nuwe uitdaging wat jy ontvang? Ja, nee, baie goed. Ek meen 'n franchise soos die, 'n nuwe winkel soos die kan net suksesvol wees as mense kom. So ons probeer regtig die produk goed hou, konstant hou en ons probeer regtig vir die mense soos 'n lekker omgewing hier skep waar hulle kan kom chill, waar hulle kan kom chat en vriende sien en dan ook dit 'n lekker koffie kry. So vir ons gaan dit regtig oor die kwaliteit koffie en die gemeenskap wat ons skep. En ons wil betrokke raak in die gemeenskap, dis kom ek en jy goeie verhouding. So ja, dit gaan vir ons oor genuine gemeenskap. Dit klink amper cliché, maar dis presies wat ons wil doen. Dit moet vir ons oor hierdie omgewing gaan, Lorraine, Charlotte, Frankie, al die mense hier om, dit gaan oor letterlik die omgewing en die community wat ons hier het. En ja, ons wil allemaal saambring, om 'n goeie koffie, lekker chats. Partykeer is dit vinnig, partykeer sit jy lang, maar ja, dit gaan vir ons om deel te raak oor die gemeenskap. En dit pas mooi by Pleito se sluiting aan van community stops. Yes. Bringing the communities together, wat so belangrik is. En veral in vandag se tye, Suid-Afrika, jy kon jou mense, jou omstandighede in die gemeenskap saam. Ons het nou vir 'n half gepraat oor Lorraine en Pleito wat 'n bietjie saamkom. Die naweek is 'n handklub wat hier by ons is. Ons het ook 'n lekker spesiale aanbieding vir jou mense van handklubs en wêrelddag. Vertel ons gou 'n bietjie daaroor die branches wat ons kan hier kom. Yes, so jy moet my nou. Okay. Ek kan nie mooi sê. So wat ons gaan doen is, die mense al buite om ons hulle gaan hulle handklubklere wees. Hulle gaan 10% daardie kry dat hulle hier kan doen verdien om jou te ondersteun as 'n local boy van handklub. Ek sê dat is baie so net so trots op jou soos wat ons is en wat jy doen vir koffie in ons gemeenskap, hulle teen presies dieselfde. So Saterdagoggend voor die games, hulle vooraf inpop, ons het daar seker wat hulle kan kry. En ja, kom ondersteun. Pleito wat reg gaan, Rudolf Smit, julle almal maate. Rudolf net ja, in closing, vertel ons wat se planne vir Pleito PE wat jy kan met ons deel. Alwees wel baie dinge, maar jy's 'n besige man, jy het planne. Jy weet as jy ietsie kan bysit daarso.
Ja, ek dink net ons probeer regtig so gou moontlik expand. Maar ook wees method to the madness. So ons wil nie dom wees en net oral oopmaak nie. So dit ken waar ons oopmaak is vir daar's 'n sekere doel tot ons praat oor dit wil beplan. Ons kies nie net 'n area nie, maar ons wil so gou moontlik expand en ons kyk om 'n myn route te maak einde September as dit nou mooi loop. So dis om die draai, maar sal sien. So myn route in September en dan wil ons redelik hier en daar 'n bietjie ook maak. So maar daar's 'n paar verrassings wat kom in Black Friday. So daar's 'n paar lekker verrassings wat ons nou nie reg kan praat nie, maar kyk maar wat gebeur en kom ondersteun. Presies. Maak dit raai by plek dat kom reg gesit draai. Kom kyk gou hier vir Rudolf en sy span hier soos daar kry mense. En natuurlik as jy hier is, maak seker jy doen 'n Google review vir die man op dieselfde tyd. Dis 'n regte plek, 'n skoon, beste koffie in die dorp. En dan ja, dis mos lekker om so 'n goeie vennootskap saam te bou, veral met jy as mens maar met plek op dieselfde tyd. En dan ons net afsluit Rudolf, wat se woorde van soos wysheid kan jy uitdeel al vir die jong generasie wat hier kom, sportmanne, dalk meisies of kinders. Jy weet, jy is in 'n loopbaan vertel baie wat sê jy vir Ja, so hierdie gaan baie cliché klink want ek meen ek is 33 en ek sien nou baie meer skoolkinders en dan dink ek terug aan hoe so lekker skool was. Ja. Dit is weer is baie cliché. Jy weet hoeveel mense het gesê dat nie skool was. Ja. Geniet dit want dit gaan regtig hou en wat sal ek gee om terug te wees in skool net om 'n paar memories en 'n paar vriende te sien. So ja, dit is baie cliché maar geniet die skool daar. Dit gaan gou en as jy 'n groot mens en dan wens jy was dit op skool. Geniet jou onderwysers en geniet jou vriende wat jy nou het. Maak memories saam met hulle en ja, geniet dit. Dis dan baie klein goedjies wat so 'n groot verskil maak en soos jy sê, daai jare vlieg net verby. En ons tyd het nou ook so ons aan te fliek saam ons hierso chock op die laaste